Baie welkom by Melk en jou Thee se eerste geselsprogram. My naam is Janine G en dit is vir my voorreg dat jy saam met ons kuier. Melk en jou Thee se missie is om te inspireer, om te leer en om lief te hê. En ons gaan met verskeie mense gesels om te sien dit wat die Here vir hulle gedoen het en ook wat hulle in die koninkryk vermag. Maar op daardie noot, kyk gerus saam met my na die volgende insetsel. Jou kyk, dan wens ek was nog jonk. En die mense wat verantwoordelik is vir daardie aksiebelaaide video is Abel Ludolf en Janine de Tooy van Target Life. Baie welkom en dankie dat julle hier kom kuier het vandag. Dankie, is lekker om hier te kan wees. Ja, dankie. Maar voordat ons begin het ek vir julle 'n geskenkie. Okay, wat die een? Denk asseblief. Dankie. Ja, Okay, maar julle moet dit oopmaak. Ons het 'n mooi beker en 'n lekker koffie. Lekker cappuccinootjie. Asai. Okay, maar ons praat vandag oor Target Life. En vir die kykers wat nie weet wat dit is nie, wat is dit? Waaroor gaan dit? Hoe het julle daarby uitgekom of beland? So vertel vir ons 'n bietjie meer. Ja, miskien moet ek sommer begin. Ek het Target Life begin. Ek het 'n ingenieursgraad, maar toe ek hou van jong mense, toe wou ek gaan skool hou. Okay. Met die skoolhou het ek leiersontwikkeling begin doen en toe ontmoet ek 'n vriend wat 'n bedryfsielkundige is en hy het my 'n bietjie gelei in persoonsontwikkeling en ons het ook in daai tyd 'n jeugbyeenkoms by ons huis gehad, so 60 kinders elke Vrydag aand in ons sitkamer. Okay, sure. Dit was 'n lieflike vertrapping. En uit dit alles het die Here ons geleer om disippelskap baie effektief maar op 'n baie intieme manier te doen en ek dink dit is maar waar uit Target Life ontstaan het en ons is ek is nou al 22 jaar op die pad met die ding. Sure. So later het hulle bygekom en ons het 'n span gevorm en ons het die ding al hoe meer verfyn. Baie oulike goeders bygebring en ja, so ek dink ons het 'n baie oulike kursus nou. Is Target Life net vir 'n sekere groep ouderdom, kinders of studente, mense, kan ek deelneem? Ongelukkig kan jy nie, jy kan jou kinders stuur. Jy kan nie my ouderdom weg. Ons vat kinders na matriek. Partykeer van die homeschoolers kom hulle so 'n bietjie vroeër, hulle dalk nog nie 'n matriek nie, maar hulle is al oud genoeg of volwasse genoeg om dit te doen. En ons vat nie mense sommer ouer as 25 nie, maar ons kry baie studente wat van die universiteit af kom en sê ek wil nog eers 'n jaar myself net bietjie vind en hulle is ook baie welkom. Okay, maar wat doen julle met hulle? Kom hulle net daaraan? Want ek weet baie ouers is bekommerd. Hulle wil nie noodwendig, weet 'n kind op 'n, as ek nou sê 'n gapingsjaar, as dit nou die mooi Afrikaans is. Op 'n gapingsjaar, want hulle is so bang die kinders weet raak bietjie lui en kom nie aan die gang na matriek nie. So is wat doen julle? Wat maak julle anders as 'n gewone gapjaar, 'n gapingsjaar? Ek kan ook sê ja, ek het juist na skool, ek was nogal so baie pligsgetroue skoolganger, goed gedoen. Pliggie. Ja, erge ene. En ek het toe kos en wyn gaan studeer in Stellenbosch en alles, maar eintlik toe nou in die hele proses agtergekom, dit is nou nie wat ek wil doen nie. So toe daarna, toe los dit my nou 'n bietjie met 'n probleem. Jy weet, wat gaan ek nou doen? Want nou sit ek met hierdie kwalifikasie en alles, maar dit maak my eintlik nou nie gelukkig nie. Toe het my ouers my ingeskryf by Target Life en
Ja, ek kan net sê dit is iets wat mense lewe regtig ongelooflik verander. Jy leer so baie van jouself en jy raak ongelooflik emosioneel volwasse en jy leer eintlik net om ongelooflik lief te wees vir wie jy is en eintlik vrede te maak en dan deur dit leer jy die Here beter ken, jy leer om baie persoonlike verhouding met hom te hê en eintlik kom jy agter dat niks anders maak saak as om die Here te dien en om eintlik sout en lig te kan wees vir die aarde nie. So ja, met die studente ons het 'n baie persoonlike pad wat ons saam met hulle stap. Ons gaan op al die kampe saam. As hulle op Survivor of as hulle van die boot af stap, die staptoer dan stap ons ek stap gewoonlik voor en dan kry jy intussen nog so 5 slange op die pad en okay. Ja. So jy is nie bang nie. Ja, so ek sal sê dit is maar net om jou doel te ontdek. Soos wie is ek? Hoekom is ek op aarde om regtig te weet hierdie is wie ek is en dis waartoe ek op pad is. En ja, ek dink agterna studeer die studente gewoonlik meer doelgerig want jy weet hierdie is my passie en dis wat ek moet gaan swat. So hulle doen baie beter op universiteit, hulle presteer goed. Hulle punte is beter helfte kom hulle vakke want hulle swat eintlik hulle passie, as mens dit so kan sê. En hulle is in 'n mate uitgesorteer. Ja, en ons fokus baie ook op huwelike en verhoudings. Of dit is nogal 'n belangrike deel wat ek dink vandag is dit nogal 'n gat in ons opvoeding kan mens maar sê om mens weet nie eintlik hoe 'n verhouding op God se manier aan te pak nie. Kan ek gou 'n bietjie ingooi net. Toe sy die eerste keer daar staan, sy het so 'n bietjie laat aangekom met die kursus. En Neville daar by Lewende Woord sê toe jy moet hierdie kind vat. En sy staan daar, want sy hom nie hierdie kursus kan nie. Wat is hierdie nou? Jy weet hierdie liewe Jesus kursus en maar ek het dadelik in my hart gevoel die Here het regtig 'n plan met hierdie meisiekind se lewe en toe later toe sê ek eendag vir 'n spanbou maar hoor jy het 'n ongelooflike insig in mense. Nee, ek hou nie eens van mense nie. Ja, dis ook waar. Toe kom ons Survivor kamp en 'n hele transformasie vind plaas en nou is ons al 15 jaar saam en ek het gesien hoe sy ook gegroei het in haar eie lewe tot 'n absolute spesialis beraader, maar nou moet jy weet sy's deur die proses. Ja. Nou word sy die beraader van die mense in die proses. Dit werk so goed want al ons leiers is nou eintlik deur die proses al. So hulle verstaan so goed wat daai ouens aan daai kant beleef. En wat huwelike en goed aan betref, ek het ook gesien hoe Janine en ons ander leier Javier getroud raak en hoe hulle dit die Here se manier gedoen het en hoe hulle absoluut die vrugte pluk. Sy in die opvoeding van haar kinders en elke ding. So wat lekker is, ons sien nou al die langtermyn van die ding. En terwyl sy nou gepraat het, gedink ek dit daarom. Ja. Ja, ek dink ook daar's baie goed wat jy oor jouself glo wat jy nie. Ek het soos wat hy sê, ek het eintlik glad nie van mense gehou nie. Ek wil nie met mense werk nie, ek met Kossel werk want dit is net minder en hulle praat nie terug. Ja, en ek dink dit is soos meer 'n ding van mense het nie genoeg selfvertroue of ek nie gedink ek sal ooit voor mense kan praat nie. Ek was daai persoon wat na skool dan redelik met die juffrou dat ek net my praatjie kan doen na skool. Nou staan ons in G-klas voor almal en mense en dit was nie waar nie. Ek is mal oor mense, veral jong mense. So ek wil nog een dingetjie ingooi. In ons program kyk ons na die ou se verlede om die bagasie af te gooi. Ons kyk na die Here, beroepsleiding, wie is ek, wat's my potensiaal? Ons kyk na die toekoms, watse beginsels het ek nodig om my skepingsdoel eintlik te bereik. Maar ons is 'n gebalanseerde kursus ook. So ons kyk na liggaam, siel en gees. Ons kyk na jou gesondheid in die fisiese. Ons kyk na wat jou fisiese behoeftes en daai tipe goed. Dan kyk ons veral na die emosionele want die skole het nie die geleentheid om eintlik die aandag te gee aan emosionele ontwikkeling nie. Alles gaan intellektueel en almal is eintlik maar in hierdie gedrewe wêreld wat ek ander mense moet probeer tevrede stel. Vir een slag van hulle plek wat ek net kan wees, ek kan net myself wees en vanuit daai veiligheid ontwikkel hulle dan regtig en dan aan die geestelike kant, ons is baie prakties. Wat ons ook al vir ons leer, se eindpunt moet wees dat hy in sy intimiteit met die Here groei, want uiteindelik het hy ons nie meer as mentors in sy lewe nie. Die Here moet daar self vir hom wees en as ons daai ding opbou, so ons probeer regtig hulle onafhanklik van onsself kry, afhanklik van die Here, maar ook sterk in hulle self dat hulle kan staan en bly daar buite. So julle preek glad nie vir die kinders elke liewe oomblik van die dag nie. Nee, glad nie. Ons werk met jong mense en ek wil net sê, hier's 'n paar grys hare, maar ek is net 'n ou kind. Alright, so nee. So ons gaan alles op die lekkerste moontlike manier doen. Daar's glad nie 'n vaste program nie. Elke dag lyk anders. Ons kyk baie sekulêre films. Ons het werkswinkels. Sekulêre films, hoe kan jy? Jy moet weet Hollywood gaan spandeer $300 miljoen om vir my 'n lesing voor te berei. Ek gaan myself nie dit misgun nie. Dis ekonomies. Nee, dis definitief so en ons het so 'n baandans wat ons doen. Hulle geniet dit verskriklik. Ons het ons kampus baie pret. In die klas het ons baie interessante goed wat ons doen.
die tipe kampe wat ons ook aanbied, hulle kom nou op skool, was hulle al op kampe, maar dis iets heeltemal anders as hulle dit nog ooit beleef het. Maar selfs in die klas, as ons dan nou wel preek, sê nou maar ons is wel besig om geestelike inhoud aan hulle oor te dra. Hy kan uit watter kerk uitkom, hy kan al hoe baie gelees het, hy gaan nuwe goed hoor wat baie stimulerend is en ons doen dit op 'n baie praktiese manier en is baie interaktief. Hulle kan jou enige tyd stop, vra en hulle kom met die moeilikste vrae wat almal altyd probeer vermy. Ons probeer nie hulle vrae vermy nie. Maak nie saak hoe netelik dit is om dit te antwoord nie. Ja, en ek moet sê, ek kan bylaas, as ons 'n intense lesing of 'n preek nou het die dag, dan sal ons die volgende dag ietsie ligters doen of jy weet sommer die Ferry Glen koppie gaan uitstap of net iets lekkers doen ook. Ja, en ons hou baie die studente dop om te sien waar is hulle op die oomblik en wat het hulle nodig en wat kan ons bybring in die program of ja, soos redelik aanpasbaar. Ja. En is daar suksesverhale? Is daar my kinders wat uitgestaan, behalwe nou Janine, jy is nou 'n sprankelende voorbeeld, my naamgenoot, en met 'n shit. Is daar kinders wat vir julle regtig na in die hart was, wat julle nou al deur die jare... Nou jy moet weet, daar is nou al meer as 1000 deur en hulle is almal na in die hart. Sure. Maar in alle geval nie, daar spesiale ouens, daar was 'n ouetjie wat in die vroeë jare in 2001 het hy hy het reeds 'n ingenieursgraad gehad. Later het hy opgeëindig by Spoornet met 65 ingenieurs onder hom, jong ingenieurs. Sure. Toe sê hy my, hierdie ouens kan die somme doen, maar hulle privaat lewens val uit mekaar uit. En hy het baie van wat ons in ons kursus gedoen daar geïmplementeer in 'n afdeling gevat wat in Spoornet was wat oneffektief was. Hy het die afdeling vir 'n hele kwartaal toegemaak dat niemand eens agtergekom met hulle werk nie. En hy het met hulle net persoonsontwikkeling gedoen en toe omskep hy daai afdeling in een van die beste afdelings wat hulle nog daar gehad het. So dit is nou maar een verhaal. Ja. Maar ons bly maar aanhoudend mense terugkry wat jy net dink daai ou was so die lewe het hom so uitgehaal. Hy het so min kans gehad om regtig te oorleef, dan hulle gelukkige huwelike. Hulle staan goed in hulle werk. Hulle is baie suksesvol in wat hulle doen. Ja, want ek dink in vandag se tyd, wel, ek dink dit was nou altyd so, maar vir my omdat ek self tieners het en ek hoor wat gaan in ander kinders se huise aan. En dan dink ek by myself, maar hoe help jy hierdie kinders? Hoe tree jy in vir hulle, behalwe om vir hulle te bid, maar iewers moet jy 'n aanraking kry en 'n raakpunt te kry sodat want hulle praat nie. Hulle praat nie, tieners praat nie. Hulle of hulle praat net soos my seun baie enkel snitwoorde. Hoe gaan dit goed? Ja. As ek van WhatsApp, is jy klaar? Ja. Nee. As ek van I love you. Niks. Bye mama. Maar sê vir my, hoe kry ons hierdie kinders om by die Here uit te kom? Jy sien, ons is baie, ek gaan nog 'n bietjie verder haal. Ons is baie skepingsdoel gedrewe. En jy het nou net gevra oor suksesverhale. Ek weet net dat baie van daai mense sou regtig op die verkeerde plekke opgeëindig het. So as ons nou in 'n kind se lewe begin inkyk, nou dit begin deur dat ons deel ons lewens met hulle. Ons aan die begin van die jaar doen ons almal lewensgeskiedenisse. Ons noem dit the good, the bad and the ugly, as jy my Engels sal verskoon. En wie sê ugly? Nee, dis al die lelike goed wat ons deurgemaak het. Ons sê mos altyd ons word gevorm deur die mense wat kies om ons lief te hê en die wat kies om ons nie lief te hê. Sure. En dit is 'n harde realiteit en nou deel die ouens hierdie goeters. Ons deel eers. Met ander woorde, as ons begin oopmaak, begin hulle oopmaak. Ons verstaan hoe hulle koppe werk. Jy weet, ma en pa het 'n sekere ding waarvan hulle wil nou eers onafhanklik raak. So by ons beleef hulle nie dit nie. So en daar's 'n soort van 'n positiewe groepsdruk. En voor hulle oë uitvee, maak hulle regtig hulle lewens oop. En as ons kan begin sien wat in hulle lewens is, soos toe ek vir Shanine gesê het, jy het 'n absolute insig in mense. Het ek al bewus gemaak van iets wat sy nog nooit besef het nie. Ja. En jy weet in jou huis, jou ouers gee nie altyd daai inspraak nie, want daar's nie altyd daai objektiviteit nie, want ons raak gewoond aan mekaar. En skielik kom jy mense wat profeties in jou lewe inspreek wat die Here eintlik daar gesit het. En dit sit die vlammetjie aan die gang in die binnekant. Nou begin jy 'n lewe kry, nou begin daar vir jou moontlikhede oopgaan wat jy nooit eens oorweeg het nie. Ja. En nou kan die Here dit vir jou alles oopmaak en Ja, ek dink ons sit studente vir die eerste keer op 'n plek ook wat hulle besef daar's geen druk nie. Soos jy is verantwoordelik nou vir jouself en ons leer hulle hoe om eintlik God se Vaderhart regtig te leer ken in 'n opregte manier, want ek dink ons vind baie in Suid-Afrika almal word Christen groot. So dit word baie die Bybel en gekyk of jy weet Sondagskool en alles word baie forceer op van hulle soms. Ja. En nou is dit amper asof daar net 'n vryheid is. Soos jy hoef nie die Here te dien nie, maar ons gaan jou wys
hoe dit regtig is en ons probeer om die voorbeeld te leef, soos wat hy sê, hulle moet alles deel, maar ons sal dit eers doen. Dan sal hulle soos, okay, maar groot mense doen nie gewoonlik dit nie. So, dan voel hulle 'n bietjie veilig en hulle ons leer hulle om op hulle eie voete te staan. So, ja. Ek wil jou gou vertel, my dogter het Target Life gedoen. Sy werk op die oomblik vir ons, maar sy na skool het sy Target Life kom doen en toe sy nou universiteit toe vir 3 jaar en nou werk sy weer by ons, maar nou Shanine is nou haar mentor. So ek het vir Shanine opgelei. Sy is besig om my kind te mentor. Ons gaan al hier in 'n generasie dinge wat wonderlik is, maar my dogter Benita nou, toe sy op universiteit kom, toe het hulle nou ontgroening in die dameskoshuis en hulle moet toe 'n paar vulgêre goed doen. En sy het net dadelik sê, dames, ek gaan nie hierdie doen nie want ek wil eendag 'n gelukkige huwelik hê en ek heg waarde en goed. En 'n klomp van die senior meisies het dadelik na haar toe gekom na die tyd en gesê, waar kry jy die selfvertroue en praat bietjie met ons oor die goed. Toe begin sy 'n selgroep van 'n klomp senior meisies is. Die klomp Target Life leiers het daai jaar besluit hulle gaan Vietnam toe, maar elke ou R20,000 nodig. Sy het na ure vir R20,000 gewerk en saam met hulle oor see gegaan. Aan elke serie deelgeneem, elke ding. Sy het baie goed in 'n akademie gedoen. So nou nie te veel brag nie, maar maar die uiteinde is ek het net 'n kind gesien wat soveel meer selfvertroue gehad het en al het sy in my huis groot geword. Ek kon nie daai toerusting vir haar gee nie. En die verbintenis wat sy met hulle het en baie van ons oud studente verwys nog terug na ons leiers. So nou het hulle 'n vaste punt wat jy 'n ou daarom net kan bel en raad vra en goeters. So Target Life het al uitgebrei soos 'n massiewe groot familie. En ons sien as ouens van verskillende jare by mekaar kom, verstaan hulle mekaar. Want daar's iets in gemeen. So ons is eintlik besig om 'n groter gemeenskap van gelowiges te bou wat 'n taal praat hulle mekaar kan verstaan. En ons is radikaal met hulle. Ons verduidelik hulle baie mooi van jy moet verrekenbaar staan in jou lewe. Jy moet mense hê wat jou kan kontroleer en goed en hulle leer goeie beginsels en dan leef hulle daarvolgens. En dit so ons is baie opgewonde oor wat ons doen. En het hulle lesings in die dag, wat moet hulle die hele dag doen? En ek het gesien op julle webtuiste, hulle is veronderstel om nadat hulle 'n lesing bygewoon het, om te gaan werk. So dit is nie net deeltyd speeltyd daar by julle nie. Ja, ons het elke dag klas van 8:00 tot 1:00 en dan op Woensdag van 11 tot 1, so dan nou 'n bietjie kan studente wees en laat slaap of wat ook al. En dan die rede hoekom ons wil hulle met na klas gaan werk is omdat jy moet self betaal, die student moet betaal vir die laaste 2 kampe. So dis 'n deel van 'n jy moet finansiëel verantwoordelik wees en jy moet spaar as jy die einde van die jaar op verlof wil gaan, op vakansie wil gaan. So hulle moet en dit hou hulle ook maar die moeilikheid uit om bietjie, jy weet jy gaan werk en jy het 'n doel en jy's in die middag besig en dan betaal jy jou kampgelde vir die laaste 2 kampe van die jaar. En hoeveel kampe en goed het julle in 'n jaar wat hulle aan deelneem? Nee, daar's 'n klomp. Ons begin met wat ons noem ons Kickstart kamp wat almal net bietjie op die bladsy bring. Dis sommer naby aan Pretoria en dan het ons 'n ander kamp wat ook naby aan Pretoria is. Ons noem dit ons Fusion kamp, maar dis 'n groot sosiale ding met 'n klompie bane en goed om die sosiaal te stimuleer. So dit is regtig, dit bring hulle almal bymekaar. Spanbou. Dis reg en ons het verskillende families, ons het 3 verskillende families in Target Life, 2 Afrikaanse families en 'n Engelse familie. So dan as ons op die staptoer gaan jy in jou familieverband, want dit is dan 'n bietjie kleiner as so 30 mense maksimum. En dan stap jy so Ifani Botha staptoer 4 dae, dis bietjie van 'n vasbyt. En hierdie tyd van die jaar het ons nou die hoë toubane wat ons op die oomblik mee besig is en hulle dit help hulle net om bietjie te leer om deur vrees te breek. En dan later dan kom die groot kamp en dan het ons Survivor kamp. Ons kan nie presies sê hoe lank hy is nie, maar hy is so rondom 10 dae lank. En dit is 'n ongelooflike geleentheid vir hulle om te verander. Ons sien daar net 'n transformasie wat ons amper nie kan glo nie. Hulle is so 'n bietjie skrikkerig vir die koud en die honger en die goed want dis nou in die middel van die winter. Maar uiteindelik as hulle terugkom, is hulle verstom oor wat hulle in hulle self ontdek het. Dan het ons 'n landswye toer wat ons noem die Journey. Dit gebeur so in September maand en ons doen so 4.500 kilos van die mooiste plekke in ons land in 13 dae. Dis absoluut ongelooflik. En aan die einde van die jaar het ons nog ons winkelspruitkamp wat 'n soort van 'n familieafsluiting daar by die see is en ek sê dan kom ons huis toe en dan huil ons almal en almal gaan weg. En iets wat hy nog vergeet het, ons het sommer so 'n damesdag en dit is nie regtig 'n kamp nie, maar dit is ook baie spesiaal. Dit is eintlik maar so 'n tipe van 'n maar dit is net 'n dagkamp kan jy maar sê. So 'n damesoggend en 'n of dag en 'n mansdag apart wat ons nou 'n bietjie, so dis ook nogal lekker.
Ja, daar's allerlei sulke interessante goed. Ons laat hulle byvoorbeeld kortfilms maak en dan het ons 'n ouer aand wat die ouers al die films kyk Ek wou juist vra wanneer kom die ouers kom kuier hulle vir hulle kinders, jy weet, hulle sien hulle nooit weer. Nee, die ouers kom kuier met die beroepsleiding, dan bring ons hulle op die bladsy en dan het hulle laat in die jaar het hulle 'n ouerdag wat ons dan nou die film se goeters wys want kyk hierdie kinders begin nou onafhanklik raak. So hy soek sy ma en sy pa nou uit sy sop uit. Hy wil net sy eie ding kan doen. Ja. Maar ons het nog steeds 'n baie goeie verhouding met die ouers. So as 'n ouer enigstens met ons wil kontak maak, ons sluit hulle glad nie uit nie. Ja. Maar die student is regtig op sy eie roete vir die jaar. Maar julle het een of ander tyd 'n oop dag of julle het gereeld oop dae. Kan jy vir ons die datums gee? Ja, so die eerste oop dag is nou volgende week, so dis die 12de Mei, 12de Mei. En is enige tyd tussen 2 en 6 uur. Mense kan maar net na die kampus toe kom en dan's al die leiers daar en studente, so hulle kan alles sien en so aan. En dan die volgende een is die 16de Oktober, dis op 'n Saterdag. So as iemand dalk werk of ja, en dit is dan van 9:00 die oggend tot 2:00 die middag. Okay, en dit is in Pretoria by Lewende Woord Primeria. Dis reg, ja, maar ons is nie beperk tot die oop dae nie. Mense kan enige tyd met ons skakel en met ons 'n afspraak maak want veral mense wat van die platteland af kom, hulle is dalk net vir 'n naweek in Pretoria en dan sien ons hulle inslaan. Okay, dis goed om te weet. En as hulle glad nie kan inkom nie, dan Zoom ons maar. Almal is mos nou al gewoond aan Zoom. Ja. Ons hou nie van Zoom nie, maar dit kan net doen. Ja, dit ja, ons het al 'n paar interessante hede gehad. Ek wil net bylas het nou gesê van die wat doen ons ook deur die dag en ouers vra is ons bang dat ons bietjie tyd mors of dat die studente nou nie gaan weet wat hulle maar hy het nou net genoem van die beroepsleiding, maar ons het 'n stiek wat elke ou klomp vrae moet invul en klomp lyste, so jy doen 'n persoonlikheidstipe, baie intense beroepsleiding dat ons skadu daar wat hulle moet gaan kyk. Want jy het 'n idee in jou kop miskien hoe is dit om 'n argitek te wees, maar as jy nou na die kantore toe gaan en sien dan lyk die prentjie dalk nou anders. En ja, dit is dan juist wat die ouers inkom en want ons het al baie gevind studente is 100% aangelê vir rek, sê net maar vir boeke en alles, maar hulle hou niks daarvan nie. Dis nie wat hulle wil doen nie. So ons probeer om die passie en die talente half te ontdek en dan te sê okay, maar gaan doen hierdie of gaan swat dit. Ja, so dis ja, die res van die klas ook, ons het 'n vaste kurrikulum. So inteendeel, dit is so vol, ons moet eintlik al goeders uitgooi. ja. So daar's absoluut geen tyd mors nie. As ons nou vir die mense deur die hele kurrikulum vat vir die ouers dan sê hulle, hoe kry julle dit alles in 'n jaar in? So hierdie ouetjies word regtig blootgestel aan baie goed. Ons het lofprysings in die dag, soos ek sê ons kyk partykeer films, party goeds lesings, party goeds werkswinkels. Daar's 'n lekker variasie en dis baie dinamies hoor. Ons het soveel om oor te praat en so ek moet ongelukkig nou sluit vir hierdie episode, maar ek wil graag dat julle aanbly dat ons verder kan gesels. So ek gaan vra julle as die kykers julle wil kontak, dan kan hulle julle besoek op www.targetlife.co.za of ek sal ook Shanine, ek gaan jou telefoonnommer ook op die skerm wys. Kykers, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ons eerste program Melk in jou tee se geselsprogram. Baie seën vir julle, sien julle weer volgende week.